van krisisberaad tot toekomsberaad. Verlede jaar het ons solidariteit en solidariteit help en hand by mekaar gekom binne die maatskaplike professie en almal in hierdie hulpverleningsprofessies. En ons het mekaar gesê ons is in 'n krisis. Maatskaplike krisis wat ons 67 punte uitgelig het van krisisse binne ons werksomgewing. Ons het almal geweet dit kan nie die einde wees nie om almal saam te bring en net om 'n klomp krisisse te bekla, gaan niemand help nie. Ons het mekaar gesê dit is 'n krisisberaad, ons kom by mekaar. Ons kom van verskillende dele in die land, verskillende omstandighede, verskillende organisasies, maar kom ons sit hierdie 67 krisisse op die tafel en ons vra vir mekaar, hoe gaan ons na die toekoms werk? Ons het vir mekaar gesê, ons kan nie net hier by mekaar kom en kla en die goed op die tafel sit nie. Ons moet antwoorde soek. En uit daardie krisisberaad het ons inderdaad dan 'n klomp taakspanne saamgestel. Ons het vir mekaar gesê, ons gaan ons nie laat lam lê deur die uitdagings van die tyd nie. Ons gaan nie moedeloos raak nie. Ons gaan nie omgegooi word met die dinge wat ons oorweldig nie. En uit daardie taakspanne het baie werk gekom, baie werk is ingesit, baie tyd is spandeer en ons gaan vandag so 'n bietjie terugvoer kry by hierdie toekomsberaad oor daardie taakspanne se werk, want ons werk in 'n toekoms. Ons het vir mekaar gesê, om in 'n toekoms te werk beteken dit om te kan erken dat die antwoord lê binne ons gemeenskappe, binne ons gawes, binne ons vermoëns, binne ons kapasiteit en binne ons roeping. Ons kan nie van die staat verwag om ons probleme op te los nie. Ons kan nie van die staat verwag om antwoorde te bring vir die dinge wat 'n krisis is nie. Ons weet, ons besef dat dit baie makliker kon wees as die staatsinstelling sterker was. Maar ons weet ook die gemeenskappe en die gemeenskapskrag is die antwoord op hierdie dinge. Daarom, na 2024 se krisisberaad, nou in 2025 hierdie toekomsberaad, waar gemeenskappe sê, ons sien die krisis, ons praat daaroor, ons hoor dit, ons het saam dit deurdink, ons gaan nog baie lank praat en ons gaan nog baie gesels. Maar intussen moet ons iewers begin om aan 'n plan te werk, 'n toekomsplan, 'n plan vir ons gemeenskappe, 'n plan van krag, 'n plan waar jy beweeg van krisis na toekoms, van wanhoop na hoop en van sukkel na voorspoed. En dis hoekom ons vandag hierdie taakspanne se terugvoer graag wil hoor. En van hierdie omgewing uit, vanuit hierdie vergadering, vanuit hierdie beraad, moet ons dit gaan verwerk, moet ons dit gaan neersit in ons gemeenskappe en met ons hande, ons kapasiteit en ons vermoëns gebruik word om die roeping in ons gemeenskappe uit te leef. Van krisis tot toekoms. Kom ons luister die aanbevelings van ons taakspanne. Wetgewing moet doeltreffend wees. Met ander woorde, dit moet verstaan en reg toegepas word. Aanbevelings om hierdie uitdagings aan te spreek is: ontwikkel 'n interpretasiegids en kort kursusse oor wetswysigings vir maatskaplike werkers. Bevorder spesialisasie in kinderwetgewing en maatskaplike werk. Vestig 'n regsadviesplatform en werk saam met regslui en howe vir eenvormige toepassing. Digitaliseer administrasie om rompslomp te verminder. Betrek gemeenskappe by beleidsverandering vir groter impak en sukses. Plaas druk op staatsdepartemente om hul pligte na te kom. Herstel samewerking met SAPD om effektief teen maatskaplike krisisse op te tree. Volhoubare diens begin met volhoubare befondsing. Die taakspan stel voor: diversifiseer befondsingsbronne en bevorder maatskaplike entrepreneuriese modelle. Skep 'n befondsingsforum vir samewerking tussen NGO's en die privaat sektor. Ontwikkel 'n fondswerwing-handleiding met praktiese hulpmiddels en impakmeting. Verbeter 'n belastingaaansporing vir donateurs. Bou vennootskappe met internasionale donateurs vir addisionele steun. Ons maatskaplike stelsel is oorlaai en gefragmenteer. Om dienslewering te verbeter, beveel die taakspan aan. Voorkomingsprogramme moet voorkeur kry bo reaktiewe toelaas. Nuwe norme en gevalle ladings moet vasgestel word. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling moet beter ondersteuning lewer met betrekking tot dienslewering. Korttermynberaders moet beter gereguleer word. Dring aan op mediese toegang vir pasiënte en plaas druk op die Departement van Gesondheid om beter ondersteuning te bied, veral binne bejaardesorg.
Vestig 'n geïntegreerde diensdatabasis en 'n nasionale netwerk vir gedeelde hulpbronne. Bou ondersteuningsgroepe vir maatskaplike werkers en verbeter interprofessionele samewerking. Gebruik tegnologie om administratiewe laste te verminder. Herdefinieer die beroep in die media deur positiewe bewusmakingsveldtogte te bevorder. Die maatskaplike beroep dra die land se swaar, maar wie dra hulle? Die volgende aanbevelings word gemaak om die beroep te help dra. Onderhandel, verbeter salarisse, voordele en veilige werksomgewings. Vestig nasionale bewusmakingsveldtogte om die beroep positief uit te beeld van skool tot op professionele vlak. Skep mentorskappe. Meer bekostigbare CPD opleidingsprogramme. Verbeter samewerking met universiteite vir praktykgerigte opleiding. Vestig sterk supervisiestrukture vir ondersteuning en professionele ontwikkeling. Bevorder spesialiste binne die beroep. Ontwikkel 'n welstandsprogram en toegang tot terapie vir maatskaplike werkers. Bied selfverdedigingsopleiding aan vir hoë risikosituasies. Kom in een stem na vore. Ons moet die regering bewus maak van die krisis en die krag van die beroep. In 'n tyd van ontbinding moet ons kan saambind. Prediker sê, 'n driedubbele tou breek nie gou nie. Dis die krag van saamstaan. Waar diensbaarheid, ondersteuning en lojaliteit saamkom, word 'n gemeenskap sterk en onbreekbaar. Ja, die staat wankel, befondsing word onttrek, die verantwoordelikhede word verwaarloos. Maar ons het al tot 'n belangrike besef gekom. Die antwoord lê nie in die staat nie, die antwoord lê by ons. Gemeenskappe wat selfverantwoordelikheid neem, is die toekoms. En in hierdie toekoms speel maatskaplike werkers 'n sleutelrol. Hulle is die binders, die mense wat die losdrade vat en dit in 'n sterk gemeenskapstou saamvleg. Ons het binders soos hulle nodig. Ons het mense nodig wat nie wag vir die staat nie, maar wat vorentoe tree, wat dien, verbind en opbou. Daarom het Solidariteit 'n netwerk gestig, 'n tuiste vir maatskaplike werkers om bande te kan bou, kennis te deel en mekaar te versterk. Want as maatskaplike werkers hulle self aan mekaar bind en gemeenskappe aan hulle bind, dan ontstaan die driedubbele tou. Laat ons vleg, laat ons verbind, laat ons aan mekaar verbind, aan ons gemeenskappe verbind en aan die drie eenheid wat ons anker. Dan is die toekoms seker. 3 toue is sterker. Dit is iets wat bind en as jy bind, dan word jy sterk. En dit sê ons nou binne 'n konteks van 'n staat wat besig is om te ontbind. En verlede jaar se beraad het ons daaroor gepraat, oor die krisis wat ontstaan indien 'n staat ontbind. En ons het dit gedoen spesifiek binne die konteks van die befondsingskrisis veral in Gauteng. Hierdie jaar kyk ons nie daarna nie. Ons kyk na die toekoms, 'n toekomsberaad. En teenoor ontbind staan bind. Ons antwoord lê in 'n gemeenskap wat moet bind. Want ons glo dat die krag van 'n gemeenskap wat bind is baie sterker as 'n staat wat ontbind. En om te bind het 'n gemeenskap binders nodig. En ons maatskaplike werkers is ons binders. Hulle wat die gemeenskap aan mekaar bind. En sonder daardie binders kan ons nie in hierdie nuwe era waarin ons ingaan nie. Maatskaplike werkers is eintlik juis daar vir tye soos die. Waarom is partykeer bekommerd is oor die maatskaplike professie, is die teenoorgestelde waar. Indien mense in 'n tydperk is waar 'n gemeenskap moet bind, het ons binders nodig. En dit is ons maatskaplike werkers. Maar ons binders moet ook aan mekaar gebind word. En daarom is daar 'n solidariteit netwerk vir maatskaplike werkers.
sodat ons binders sterk kan wees, sodat hulle ons gemeenskap kan bind. Ons oproep dus deur hierdie kongres, deur die toekomsberaad, is bind aan mekaar, soos 'n driedubbele tou. Laat ons onsself ook deur die drie-eenheid inbind, en dan maak ons gemeenskappe sterk vir die toekoms.